Baie welkom by ons nuwe Jy realiteitsreeks in samewerking met Slender Wonder vir 'n mooier, gelukkiger en gesonder jy. Ek is Vanessa Skuman van Volgoed Media en sal hierdie reeks saam met ons span spesialiste, dokters en borge aanbied. Ons doel is om gewone vroue van binne en buite mooi te maak. In vandag se program ontmoet ons 5 deelnemers van die nuwe Jy program. Met die InBody skaal waarmee die vroue geweeg word, is dit moontlik om ook elkeen se vet en spiermassa te bepaal. Ons wil nie net kyk na gewigsverlies nie, maar veral na vetverlies tydens die program. Kom ons gaan loer in. Vandag kuier ons in die Bosveld by die pragtige Chikwalu Lodge. Dis hier waar ons 10 deelnemers mekaar vir die eerste keer ontmoet en waar ek met elkeen persoonlik gaan gesels, sodat jy wat kyk, hulle ook beter kan leer ken. Nou, jy is 'n rekenmeester. Vertel ons 'n bietjie van jou werk en hoekom jy dit so geniet. Want syfers praat nie terug nie. Het is moeilik om so met mense te werk en syfers moet balanseer. 1 + 1 is 2. Dit is my lekker. Nou, en wat was vir jou die moeilikste van jou pad met borskanker? Ek dink die kinders het baie swaar gekry. Ons het nie vir die kinders gesê dat ek borskanker het nie, net dat ek siek is. Wanneer mens daai besluit maak, dink jy nie eintlik aan die nagevolge van dit nie. Al my hare het uitgeval en die maats het hulle baie gespot. So, Naomi, hoekom wil jy gewig verloor? Ek wil goed voel in my eie klere. Ons gaan jou vandag meet en weeg op die InBody skaal. Nou basies is jou gewone skaal wat ons gewig neem en dan 'n paar ekstra funksies wat vir ons meer besonderhede gee oor wat binne jou liggaam aangaan. Jy kan vir my opklim. Jy kan nou vir my die handvatsel optel en jou duime vir my dop sit. Jy kan net ontspan vir so 20 sekondes. Dit Naomi, so jy het vooraf vir ons gesê jou doelgewig is rondom 65. Is dit steeds 65? Ja. Nou, ons begin vandag dan op 86.8. Dis jou totale gewig. Dr. Anne-Marie sal die res van die verslaggie met jou bespreek en dan gaan ons nou jou mates ook vir jou neem. Kom ons gesels oor jou emosies. Hoe voel jy in terme van jou energie, jou gemoedstoestand? Hoe voel jy? Ek dink ek is op 'n goeie plek. Ek dink ek is reg vir hierdie nou. Is nie altyd so energievol nie en ek dink ook as mens weer daai 20 kg kan verloor, kan ek ook weer saam met die kinders op die trampolien spring. Wat is jou grootste begeerte met die nuwe Jy program? Ek dink saam met gewigsverlies kom die energie wat terugkeer, jou selfbeeld wat beter gaan wees. So jy het gesê wil graag so 65 kg weeg, so jy kan sommer nader kom, dan gaan ons hier gaan kyk, wat sê die skaal dan vir ons, waarvoor gaan ons dan mik saam met jou. So as ons gaan kyk, jou vetpersentasie 44%, so vrou se moet so tussen 18 en 28% wees, so ons gaan bietjie daaraan werk dat hy binne die normaal kan kom. Dan as ons na ons viscerale vet gaan kyk, viscerale vet is daai vetjies hier om ons middellyf, abnormale vette om ons organe, dis die ouetjie wat vir ons die hoë risiko gee vir al ons kroniese siektes en kanker ook, so ons wil graag hê daai viscerale vet moet weer binne die normale perk wees. So as ons gaan kyk, normaal is tussen 1 en 9, so ons wil graag werk daaraan, joune is op die oomblik 20, so ons gaan nog weer kry hier by 90, by 9, ekskuus. En dan as ons gaan kyk, die gewig self, so die masjien skat ons omtrent so 24 kg se vet wat ons kan verloor, met 'n ideale gewig van omtrent so 63, so jou 65 is 100% waarvoor ons dan gaan mik. Goed, baie dankie. Priscilla, jy is 'n verpleegkundige by Alma skool, dis dit reg, né? Wat is jou lekker van jou werk? Wat baie lekker vir my is, ek is 'n trauma suster en die Here is baie goed vir my. Ek het 'n oorplasing van health na education. So ek is nou 32 jaar by die staat en 11 jaar by Alma. Vir my is dit lekker om elke dag in te kom en daai glimlaggies op die kinders se gesiggies te sien. Nou, jy het ook onlangs 'n prys vir jou werk gewen. Vertel ons 'n bietjie daarvan. Daar was by Groot FM was daar 'n kompetisie geweest vir verpleegkundige van die jaar. Ek het die prys gewen vir verpleegkundige van die jaar. Nou, baie geluk, dis wonderlik. Jy het so 18 jaar gelede, het jy 60 kg geweeg. Ja.
So wat het intussen gebeur? Wat het gemaak dat jy gewig opgetel het? My man het my gechallenge en my baie gemotiveer. So vir my is motivering en hy sou staan nou 100% agter my, so dit gaan baie goed. So hy het my gemotiveer en gesê met ons eerste dogter as ek gewig verloor kan Kaap toe vlieg. Ek wil so graag Kaap toe gaan. Gaan ons Kaap toe. En so ek was maar vir 2 maande. En ek weet hoe voel dit om maar te wees. En toe ek terugkom, toe is ek swanger. So tel ek 30 kg op. Hy sê ek, die babatjie weeg 4 kilos. En hy 30 opgetel. So Gaan nou vir jou in-body inweeg doen. Ek het my begin deur jou voete net vanaf agteraf vorentoe op te sit. Baie dankie. Dis perfek. Baie dankie. Dan wat sal neersit en dan af in die skakel. Dan kan jy sommer op die rekenaarskerm kyk. Ons begin vandag met jou begingewig op 71.7. Wat is jou ideale gewig? Waar is jy gemaklik? ek het omdat ek kort is, het ek gedink so 60, maar ek is nie seker wat moet ek weeg volgens my lengte nie. Maar ek het gedink so 60. Wonderlik. Ons gaan ideale gewig vir jou is rondom 60, maar ons sal daar volgens werk. Ideale gewig het ook baie te doen met ouderdom en aktiwiteits levels en so ons sal definitief loop dat ons vir jou gemaklik is so gou as moontlik. Baie dankie. Hoekom is dit vir jou belangrik om gewig te verloor? Ek dink vir myself, nommer 1, vroeër jare het mense altyd gekyk na jou beroep, jou kinders, hulle is nou groot, jou man, mense ouderdom. Hoe ouer mens word, hoe moeiliker raak dit om gewig te verloor. So ek het altyd sê as ek 50 is, wil ek maar wees en lang hare. So ek word amper 51, ek nog nie lang hare, ook nie maar nie. So hierdie jaar is my jaar. En as daar nou een ding is wat jy graag na die nuwe jy-program wil kan doen op 'n fisiese vlak, wat sou dit wees? Die nuwe jy wil ek, toe klein was het my kakebeen gebreek, so my mond is baie skeef en ek het nie mooi Hollywood smile hier, so vir my, eerste ding wil ek my Hollywood smile terugkry, want ek byt al my tande skeef. Wie gaan jou ondersteun? Die hele skool, die hoof ondersteun my baie, die hoof en die 2 onderhoofde, en dan Annelies en Suster Pride, hulle ondersteun my baie. Hallo Priscilla. Hallo dokter Gernie. Goed en self. Kom ons kyk gou na jou gewig. So jy het gesê jy wil graag so hier by die 60 weeg, so kom ons gaan kyk gou by jou. Wat is jou ideale gewig volgens die skaal? So as ons gaan kyk eers na ons vetpersentasie. Sien ons daar is jou vetpersentasie 37.5 en dan as ons gaan kyk na ons viscerale vet, so joune is op die oomblik hier by 13, so ons wil graag hê hy moet weer hier so naby aan die 9 kom. So target gewig so 58, so jou 60 is baie realisties en dit is ek dink jou mooi ideale gewig gaan ons hou dan op 60. Jy is 'n baie kreatiewe vrou en jy het jou stokperdjie jou werk gemaak. Vertel ons 'n bietjie daarvan. Ja, so ek het, toe my seentjie gebore is, hy was so 3 maande oud gewees, toe het ek begin blommetjies vou. Uit papier. Uit papier uit. En ek weet nou nog nie hoekom nie, maar ek het dit gedoen en dit het my lewe geword. So jy maak papierblomme vir funksies. Ek maak papierblomme vir enige funksie, vir enige troues. Amanda, het jou werk enigstens 'n invloed op jou emosionele gesondheid? Ek dink definitief so. Ek werk baie alleen. So ek kry nie met baie mense te doen nie. As ek mense te doen kry, is dit net 5 minute dalk wat ek pakkie af gaan lewer of iets. Kom gerus in Amanda, staan vir my net rustig. So baie welkom hier so by ons. Dankie. Ons begin vandag op 'n baie opwindende reis vir jou. Vertel vir my so 'n bietjie, het jy so 'n bietjie jou gedagtes laat gaan? Wat is jou doelgewig? Waar wil jy graag uitkom? Ja, ek sal graag tussen 70 en 75 wil weeg. Okay. Eventually. So ek dink dit sal 'n goeie mass wees vir my lengte en dit, so ja. Jy kan net op die skaal klim. Jy kan die handvatsel neersit en afklim, dan kan jy vir my hierso by die skerm kyk. Amanda, so ons begin vandag op 'n totale gewig van 92. Dokter gaan die verdere details van die verslag met jou bespreek en 'n paar belangrike dinge vir jou uitlig. Ek dink jy is vertroud met die doelgewig wat jy vir jouself gestel het en ons gaan vir jou help om daarby uitkom. Okay, goed. Dankie. Toe jy jonger was, het jy nie 'n goeie verhouding gehad met jou pa nie. Hoe het dit jou emosioneel beïnvloed en dan ook jou gewig beïnvloed? Ja, so dis 'n moeilike storie.
Ek is my pa se klein dogtertjie altyd gewees en as gevolg van dit het hy my goed hanteer, maar toe ek begin ouer word, het hy begin my sleg sê. En nie op 'n mislike manier nie, dit was net as hy gedrink het, het hy begin goed sê wat hy nie moes sê nie. Dat hy my sy vetkind genoem of my net begin sleg sê want my gewig was nou anders as my boetie of my sussie se. So, hoekom wil jy gewig verloor? Dit begin by myself, by ander mense en nou doen ek dit vir myself. Nou doen ek dit om met my kinders te kan speel, om meer energie vir myself deur die dag te hê, om goed aan te pak wat ek nooit gedink het ek sou kan aanpak nie. As jy nou een ding moet uitsonder wat jy op 'n fisiese vlak wil bereik in hierdie 3 maande, wat sou jy sê? Wat sou dit wees? Ek wil net beter voel oor myself. Soos wat my man altyd vir my sê ek's beeldskoon, wil ek nog steeds kan myself ook kyk en sê, nee, maar ek is regtig beeldskoon. Jy weet? Dis wat elke vrou maar wil doen. Welkom hier by ons. Goed, jy het gesê jou gewig wat jy graag wil bereik so 70 na 75 kg. Ja. Nou kom ons kyk wat sê die skaal. Jy kan sommer 'n bietjie nader kom, dan gaan ons gou kyk wat hier aangaan. So ons kyk nie gewoonlik net na die gewig nie, ons kyk na ander merkertjies ook. So as ons gaan kyk heel onder op die lysietjie, gaan ons vetpersentasie. So jou vetpersentasie op die oomblik so 41.4%, viscerale vetvlak, so 19 op die oomblik, so ons gaan hard werk dat dit by die 9 uitkom. En dan as jy gaan kyk, daar's 22 kg wat die masjien skat wat jy kan verloor, vet gewys. So jou 70 na 75 is 'n baie goeie ideale gewig om voor te mik. Alhoewel dit waar is dat die verbruik van meer kalorieë as wat die liggaam nodig het, 'n direkte oorsaak van vetsug is die oplossing nie altyd so eenvoudig soos om net jou dieet en oefenroetine aan te pas nie. Navorsing het getoon dat nie genoeg slaap kan lei tot gewigstoename. Slaapgebrek kan hormoonvlakke ontwrig, wat jou honger en minder tevrede laat voel. Kroniese stres kan lei tot ooreet as 'n hanteringsmeganisme. Nog 'n faktor om te oorweeg is kroniese pyn. Mense met kroniese pyntoestande kan minder fisies aktief wees, wat mettertyd tot gewigstoename sal lei. Alhoewel dit aanloklik is om te dink dat bloot minder eet en meer beweeg die probleem sal oplos, is dit belangrik om te erken dat vetsug dikwels beïnvloed word deur 'n komplekse wisselwerking van ander faktore. Deur 'n holistiese benadering tot gesondheid en welstand te volg, kan ons die hoofoorsake van vetsug beter verstaan en aanspreek. Hallo, ons is terug na die breek en as julle ook nuuskierig is oor die laaste paar deelnemers, is jy op die regte plek. Dis tyd om te hoor wat in hulle harte aangaan. En dan is daar nog 'n paar vroue wat op die InBody skaal moet klim. So kom ons kyk hoe hulle liggaamssamestelling lyk. Matilda, jy het BA sielkunde studeer by Stellenbosch as ek nou reg onthou. Ja. Maar nou doen jy iets heeltemal anders. Vertel vir ons van jou werk. Ek doen nou bemarking en menslike verhoudings en kliënteverhoudings vir ons maatskappy by prokureurs. Werk ook nog elke dag met mense. Maar jy geniet dit om met mense te werk. Baie. Ja. Hoekom wil jy gewig verloor? Ek wil net op 'n punt kom waar ek in my lewe vir myself kan mooi voel, waar ek kan vir myself in die spieël kyk en nie alles wil wegsteek en daai reaksie wat mense het, daai outomatiese reaksie wat mense kry as ek myself in die spieël kyk nie, wil ek graag hê en ek wil graag voel ek het dit ook bereik vir myself en nie net altyd gefokus op die buite en wat anders aangaan met ander mense nie. As jy welkom hier so by ons. Ons gaan jou vandag weeg op die InBody skaal. Dis so ek weet nie of jy weet wat dit is nie, maar dit is 'n normale, gewone skaal wat jou gewig neem en dat hy ook 'n paar ekstra funksies by wat vir ons 'n kykie binne in jou liggaam gee wat vetpersentasie van spiermassa en water onderskei, sodat ons kan seker maak jy verloor gesond gewig en dat ons nie iets verkeerd doen nie. Bly staan en hou vir my nou die handvatsel vas.
Baie dankie, ons is klaar. Jy kan die handvatsel neersit en afklim. Wat is jou ideale gewig? Wat wil jy op die skaal sien en in watse nommer klere wil jy graag pas waar jy gemaklik en gesond voel? Ek het gedink so rondom 70 tot 73 kg, daarin kan wees as ek gelukkig. En wanneer laas het jy daai gewig geweeg? Op skool. Skool, okay. Matilda, jy het op jou inskrywing, op jou nuwe jy-inskrywing, het jy vertel dat jy baie moeilike kinderlewe gehad het en dat daar baie emosionele tuistering was. En dat jy selfs vir jou lewe gevrees het. Geef ons 'n bietjie agtergrond oor jou kinderlewe. Ons het in ons huishouding was dit maar alkohol en swaan bespreek gewees en dan ook natuurlik emosioneel wat daarmee saamgaan. So dit was 'n moeilike omstandighede. Ek het maar my ma probeer beskerm soveel as mens kan want dis die persoonlikheid wat ek nou maar het. En so dit was ja baie dae waar dit nie so lekker gegaan het nie. Dis baie stil gehou natuurlik want niemand mag weet nie. En dan was jy baie afgebreek emosioneel ook. En as jy iets sê of iets probeer doen dan is dit ook baie negatief opgeneem. En ons het goedjies gesê soos ja, sê die mooiste moet slim wees en gaan studeer en so weet swat nou maar en nog net nie dinge aanvang nie en die slegste was altyd verwag van 'n mens. So dit breek mens af van kleins af. So En dink jy daai emosionele skade wat jy opgedoen het, dink jy dit het enigstens verband met die oorgewig? verseker, dit dra baie by. Dit het ek sê mos ek is 'n emosionele eter. So die dae wanneer dit nie so lekker gaan nie, dan gryp jy na sjokolade of ja, eet wat ook al lekker is wat voorkom, wat jy ook jou emosies dan nou wil ek amper sê wegeet. Wat hoop jy om uit die nuwe jy-program te kry behalwe gewigsverlies? Ek wil kan in 'n kamer inloop waar daar mense is en voel ek mag daar wees. Hallo Matilda, welkom hier by ons. So ons gaan gou kyk wat sê die skaal en wat waartoe gaan ons werk. So jy het gesê jy wil graag so 70 na 73 kg toe weeg. So ek moet gou saam met my hier kom kyk na die verslaggie toe wat ons dan nou net gedoen het. So as ons gaan kyk, daar's 'n verskeie goedjies waarna ons gaan kyk. So die eerste enetjie waarna ons gaan kyk is ons vetpersentasie. So jou vetpersentasie is op die oomblik 42%. En dan as ons gaan kyk na ons viscerale vet en joune is op die oomblik so 17. So ons gaan regtig mik dat hy by die 9 uitkom. So die skaal skat daar is so 20 kg se vet om te verloor. So 'n klein bietjie meer as wat jy na toe wil werk. So ons gaan hou eers by jou 70 tot 73. En as ons daai mikpunt gemaak het, dan gaan ons kyk, hoe voel jy, wil jy dalk nog 'n klein bietjie saam met ons werk na jou ideale gewig toe. Ons kantoorpersoneel noem jou die Pisang Tannie. Vertel vir ons 'n bietjie meer van jou werk. Ja, my bynaam is eintlik Tannie Pisang. En dis maar net ek is 'n Pisang navorser en 'n Pisang konsultant. En ek het maar altyd met die boere gewerk. En nou werk ek met die kinders. En nou hulle noem my almal Tannie Pisang. So ek het nou so 'n bynaam in Suid-Afrika vir Tannie Pisang. Connie, hoekom dink jy sukkel jy met jou gewig? Ek dink is omdat ek altyd dit gesien het as 'n dieet. Jy doen 'n dieet en jy volg die 7 dae, dan 'n 21 dae, dan 3 weke. En wanneer dit eindig, dan gaan jy maar terug na jou ou gewoontes toe. En ek dink dit is hoekom ek het dit om die verkeerde redes gedoen ook. En hoekom wil jy gewig verloor? Om beter te voel definitief, maar ook vir my gesondheid. Ek het maar 'n bietjie sukkel maar 'n bietjie met my hart en so aan, maar definitief vir my gesondheid. Ek weet my lyf hou my bietjie terug. Want ek het 2 sakke hondekos wat hier in my lyf sit wat ek moet afkry. En ek probeer dit dra weerskante van jou en dan kom jy agter jou knie en jou enkels is nie meer so lekker nie. Ja. So Connie, kom gerus in. Jy staan so oomblik hier so by my. Baie welkom. Baie dankie. Connie, sê vir my, jou kort lyfie, het jy al 'n bietjie gedink wat is jou doelgewig wat jy graag wil bereik? Vir my ouderdom enigiets onder 65 sal ek graag. Okay, wonderlik. So ek dink ons eerste doelwit is dan 65 en daarna kan ons herëvalueer deur om na die verslae te kyk om te kyk kan jy nog bietjie afgaan of gaan ons stabiliseer op daai ideale gewig vir jou. Ons maak gebruik van die InBody skaal. Is jy bekend daarmee? Ja, ek weet dit. Wonderlik. So jy kan sommer dadelik vir my opklim. Gaan hier agter. Dis perfek. Daar sê maar jou duim op daai silwerplaatjie sit. Baie dankie. Jy kan die handvatsel neersit en jy kan afklim. Goed, so jy het gesê jou ideale gewig is dan enigiets onder 65. Ons begin vandag op 74.2 en dokter gaan nou die res van die verslag
saam met jou kyk. En ek wil graag jou mates neem. Ons doen dit ook gereeld om dan te verseker dat jy wel ook sentimeters verloor rondom jou lyf. Dit is ons 'n goeie indikasie ook dat jy vetpersentasie verloor. Wat maak dat jy negatief voel? Dit gaan maar baie, ek het nogal gesukkel om, ek meen ek is nogal redelik ouerig, maar ek sukkel om vrede met my lyf te maak en vrede met myself te maak. Wat is die een ding wat jy wil bereik op 'n fisiese vlak in hierdie 3 maande? Definitief om vrede te maak. Jy weet net hoe ek lyk, maar om beter, jy weet net vir myself, ten minste net weet 'n slag tyd aan myself te spandeer en kyk of ek nie tog my gewig kan slag afkry en hou nie. En beter voel en gesond voel in my klere en ook en so aan. Hallo Connie, baie welkom hier by ons. Baie dankie. En so ons hoor jy sê jy wil so onder die 65 weeg. So ons gaan gou-gou kyk op die skaal se verslaggie wat sê. Jy kan sommer 'n bietjie nader staan. So kom ons gaan kyk gou-gou. So ons kyk nie net op die gewig nie, ons kyk baie keer na die vetpersentasie en ander vlakke ook. Ons weet wel daar is 'n mediese kondisie wat jy het wel wat die vetpersentasie dalk bietjie gaan afgooi, maar dit gee vir ons dan 'n redelike indikasie van waar jy trek. So as ons gaan kyk, jou vetpersentasie op die oomblik 45%, viscerale vet gaan kyk by 17 op die oomblik. So ons gaan kyk dat ons hardwerk dat by daai 19 kom. So die masjien skat omtrent so 20 kg se vet wat ons kan verloor. So dis bietjie laer as wat jy geskat het. So ons gaan begin en buik vir jou 65. Today, we'll be discussing current statistics in obesity. In 2022, 1 in 8 people globally were classified as living with obesity. Since 1990, the worldwide adult obesity has more than doubled and adolescent obesity has quadrupled. In 2022, 2.5 billion adults were overweight, with 890 million living with obesity. 37 million children under the age of 5 years were overweight. The health risks associated with overweight and obesity are well documented. Higher than optimal BMI or body mass indices has been linked to an estimated 5 million deaths from non-communicable diseases, such as cardiovascular diseases, diabetes, certain cancers, and many more. Prevention and management are crucial. Adopting healthy behaviors can help us reduce the risk of being overweight and obese. We must create supportive environments and communities that promote healthy diets and regular physical activity. Tackling the obesity pandemic requires concerted effort from all sectors of society. By working together, we can create a healthier future for generations to come. Do you know what you are worth? The answer to this question was recently illustrated to me in a conference I attended. The speaker stood before a crowd of 400 eager faces, each one anticipating the wisdom he was about to share. Holding up a crisp 200 Rand note, he started his lesson with a simple question. Who would like this note? Instantly, 400 hands shot up into the air. With a smile, the speaker proceeded to crumple the note in his hand, deliberately wrinkling it. I am going to give this money to one of you, he announced. But first, let me do this. The audience watched intently as he dropped the note on the floor, stomping it with his shoes. Turning back to the crowd, he posed another question. Who still wants it? To his surprise, all 400 hands remained raised.
undeterred by the note's dirty appearance. Picking up the battered note, the speaker held it aloft for all to see. "Now, who still wants it?" he asked once more. Without hesitation, every hand remained raised, a powerful testament to the unwavering value placed on the currency, regardless of its physical appearance. "My friends," the speaker began, his voice resonating with sincerity, "I have just shown you a very important lesson." He went to explain the profound truth illustrated by the response of the crowd. No matter what challenges life may throw at us, no matter how battered or bruised we may feel, our worth remains unchanged. How true is this? And this is my message to you today. You are special. No amount of adversity can diminish your value. Remember this always, and treat yourself with the respect that you deserve.